Geliefdes, as u die Bybels hier het, is u welkom om saam met te blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Daar gaan ons saam lees van vers 14 tot en met vers 22. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 14 tot 22 en saam met dit die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 81 en 82. Nou as jy dalk nou 'n besoeker is en wonder wat op die aarde is die Heidelbergse Katekismus. Die Heidelbergse Katekismus is 'n samevatting van wat die gereformeerde siening is oor die Bybel. Dis ons leer. Dis wat ons, hulle het gaan deur die Bybel gewerk en gesê, hoe verstaan ons uitverkiesing? Sê ons, hier is die tekste wat daar praat, dis wat ons dink. Hoe verstaan ons die drie-enige God? Want al die tekste gaan luister sê hulle, dis ons gevolgtrekking. So dis basies 'n opsomming van hoe ons glo. En vanmôre wil ek dan so 'n bietjie stil staan by die nagmaal en hoe dink ons oor die nagmaal? Hoe is ons as 'n gereformeerde kerk, ons gereformeerde belydenis, hoe sien ons die nagmaal? En dis waarby ons vanmôre dan gaan stil staan. As ons saam kyk na 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22 en dan saam met die Heidelbergse Katekismus en dan hoop ek jy sal die prentjie dalk raak sien. Nou ja, kom ons voordat ons saam met na die Bybel luister na die woord van die Here. Kom ons bid eers en vra dat die Here ons ook sal seën met die antwoord van sy woord. Kom ons sluit die oë. Here, ons het in die begin van hierdie erediens het gesing. Heilig, heilig, heilig is U. U is die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, Vader, Seun en Heilige Gees. En dis voor U die heilige God wat ons kom staan hier vanmôre met leë hande. Ons het dit ook gesing. Here, as ons maar net kon, dan sou ons dalk, maar ons kan nie. Ons het net nie die vermoë nie. Ons kan nie U standaard hou nie. Ons kan nie by die wet hou nie. Ons is te lief vir onsself. Ons is te lief vir hierdie wêreldse dinge. Daarom staan ons hier voor U as 'n klomp sondaars. Maar dankie Here, dat ons ook hierdie troos het, dat ons aan U behoort. En dat U deur U Seun vir ons losgekoop het. En dat U vir ons die prys betaal het, sodat ons vandag hier kan sit. En onsself kan noem kinders van die Allerhoogste. Geregverdig, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Ons kan nou in 'n verhouding met U leef, alleen deur U genade. Wat 'n wonderlike voorreg is dit dan om vanmôre ook hier dit weer te beleef, ook aan die nagmaalstafel, as ons hierdie sakrament van die brood en die wyn sien, voel en proe, en so ook deur die geloof versterk word. Dat U nie net U woord vir ons gee om ons te versterk nie, maar ook hierdie fisiese tekens. En mag dit dan so wees, dat ons wat struikel en val, ons wat berouvol is oor ons sonde, dat U ons tog in genade ook aansien. Dat ons vanmôre aan die nagmaalstafel kan aansit, en weet daar is ook genade vir ons. Here, wil U dan met ons nou wees in hierdie diens, maak ons harte ontvanklik vir die woord. Here, gee dat ons sal luister. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Lees vir ons saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 14. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Let op Israel, na die vlees. Het die wat offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is? Of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie.
Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as ons dit hoor, dit ook in ons harte bewaar. En dan die Heidelbergse Katekismus vraag 81 sê, vir wie is die nagmaal van die Here ingestel? En dan antwoord hy, vir die wat hulself van wie hulle sondes mishaag en tog vertrou dat hulle vergewe is om Christus wil en dat ook die oorblywende swakheid met sy lyding en sterwe bedek is. Die wat ook begeer om hoe langer hoe meer hul geloof te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie met opregte hart tot God bekeer nie, die eet en drink oordeel oor hulself. Vraag 82 sê, moet ook diegene aan hierdie nagmaal toegelaat word wat hulle met hulle belydenis en hulle lewe as ongelowige en goddelose mense gedra? En die antwoord, nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die ganse gemeente verwek. Daarom is die Christelike kerk verplig volgens die voorskrifte van Christus en van sy apostels om sulke mense deur die sleutels van die hemelryk uit te sluit totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Dis dan die twee vrae wat ons ook in gedagte sal hou. Nou geliefde gemeente, ons Here Jesus Christus, daar is min dinge wat so ongemaklik is soos wat jy wanneer jy in 'n nuwe kerk inbeweeg. As jy nou soos wat ons nou in die volksmond vandag sê, church hopping doen. Jy soek nou 'n nuwe kerk. Nou spring jy van die kerk na daai kerk na die kerk. En elke keer as jy by 'n kerk kom, dan is ons nou maar 'n bietjie vreemd. Dis mos maar ongemaklik want jy ken nie eintlik die mense nie en sit ek nou op een of ander tannie se sitplek en waar moet ek nou sit en wat moet ek nou doen en ons het nou nog nie gebruik, die man staan, ek het al baie keer lekker gelag hier onder my mou gelag, want ek sien die vrouens, die besoekers, hulle weet nou nie, moet hulle nou sit of staan en wat moet hulle maak nie, want ons het sekere gebruik, so dit is ongemaklik, as jy in 'n nuwe kerk inkom, en dit is, daar's ander gebruike en ander dingetjies wat jy moet aan gewoond raak. Maar 'n nagmaal is besonder ongemaklik, want nou kom jy aan en jy weet nie wat, jy het nie geweet is dalk nagmaal nie, en nou is dit nagmaal. En wat dan nou regtig ongemaklik raak is wanneer die dominee nou vanmôre nog oor die nagmaal preek en dan sê hy hier van die kansel af dat die nagmaalstafel is geslote. Wat beteken dat die nagmaal is net vir hierdie gemeente bedoel. So ons laat nie enige iemand aansit by die nagmaalstafel. Ons het wel die gebruik dat as iemand dalk 'n besoeker is, dat hulle vooraf aansoek doen by die ouderlingraad. En ons hoor maar wie is jy, waar kom jy vandaan? Is jy 'n gelowige? En dan sal ons sê ja of nee. Maar nou het jy waarskynlik daarvan nie is dalk nou vanmôre wat jy opgedaag het. Jy het nou nie geweet is nagmaal nie. Niemand het vir jou gesê nie. En dan sit 'n ongemaklike skil. En dan begin jy later aan dink, maar hoekom mag ek nie nagmaal gebruik nie? Is hulle nou beter as ons? Hierdie kerk nou, hulle is die heiliges en ons is nou die. En dis baie keer wat ons mee worstel. Ag, en selfs van die lidmate. Ek was al by verskeie van u wat vir my dieselfde ding gesê het. Sê dominee, hoekom moet ons iemand vra om aansoek te doen? Hoekom moet die ouderlingraad toesig hou oor die nagmaalstafel? Ek meen, as ek mos nou glo in die Here Jesus Christus, dan is ons 'n saak tussen my en die Here. Is dit dan nie liefdeloos om vir iemand te sê, jammer, jy kan nie aan hierdie nagmaalstafel sit nie? En dit is alles belangrike vrae, maar ek dink die probleem is, ons begin by die verkeerde plek. Ons begin by die vraag, wie mag aan die nagmaalstafel sit? Terwyl die Bybel ons eers konfronteer met die vraag, aan wie behoort hierdie tafel? Wie se tafel is dit? Want die nagmaalstafel is nie die gemeente se tafel nie. Dis nie my tafel, nie die predikant se tafel nie. Dis nie die ouderlingraad se tafel nie. Paulus gee dit vir ons in die teks. Hy sê dis die Here se tafel. En dit verander die hele gesprek, want nou gaan dit nie oor wat sê ek of wat sê die ouderlinge of wat dink die gemeente nie. Dit is nie van toepassing nie. Ons moet vra wat sê die Here. Hy is die gasheer, dis sy tafel. En daarom moet ons vra, maar wat sê die Here oor sy tafel? En dis presies wat ons nou hier in 1 Korintiërs 10 sien, dat Paulus besig is om met die gemeente in Korinthe te praat en hulle te waarsku juis oor die nagmaalstafel. Hy sê vir hulle, wanneer jy aan die tafel aansit, dan sit nie maar sommer ons sit gou aan en ons eet ietsie nie.
Dis nie kom ons eet gou 'n stukkie brood en vat 'n slukkie wyn nie. Wanneer jy hier aan die tafel sit, dan verklaar jy iets. Jy sê iets oor die gemeenskap waarvan jy deel is, en jy sê iets oor aan wie jy behoort. Dis wat die nagmaalstafel vir ons sê. Dis wat Paulus hier sê, en daarom sê hy, jy kan nie in die nagmaalstafel kom sit, in die tafel van die Here, en dan daar buite leef as jy wil. Jy kan nie by die tafel van die heidene aansit, en die tafel van die gelowiges nie. Dit kan nie so werk nie. Wanneer ons dan verstaan dat dit gaan nie hier oor die tafel is geslote nie, maar dit gaan eintlik oor wat beteken dit om aan die tafel van die Here te sit. As ons dit verstaan, dan begin ons ook verstaan hoekom ons as kerk nie toelaat dat enige iemand aan die nagmaalstafel kan sit. Dit wil ek graag vir julle vanmôre probeer verduidelik. Daarom is die teks of die tema vanmôre, die tafel behoort aan die Here, en ek wil vir julle op 3 dinge wys. Die eerste is, aan die nagmaalstafel het ons gemeenskap met Christus. Tweedens het ons nagmaalstafel verklaar ons aan wie ons behoort, en daarom in die derde plek moet die tafel heilig gehou word. Nou kom ons kyk. Paulus begin daar, vers 16, en hy sê vir die Korinte, lees dit weer vir julle, die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die liggaam van Christus nie. En die belangrike woordjie wat hier moet raak lees, is die woordjie gemeenskap. Dis die woordjie in Grieks koinonia. Nou koinonia beteken nie net om te onthou nie. Het gaan nie net oor, ons sit hier aan, ons onthou, ja, die Here het vir ons gesterf nie. Dis baie meer as dit. Die woordjie koinonia beteken, ek het deel daaraan, ek het gemeenskap, ek is verbind, op 'n manier word ek daaraan verbind. So Paulus sê nie, wanneer ons aan die nagmaalstafel sit, dan sit ons net en dink, o ja, brood en wyn, ja, die Here het aan die kruis gesterf. En dis dit nie. Hy sê dit beteken meer. Ons het gemeenskap met die bloed. Ons het gemeenskap met sy liggaam. Daar gebeur iets. Dit is nie net ons onthou dit nie. Hier gebeur iets by die nagmaalstafel. En is nie omdat die brood en die wyn spesiaal is nie. As ek reg is, Christen, jy die brood gekoop. Waarskynlik in Camprus of Spar of is gewone brood. Is nie vir die kinders, is nie magic brood nie. Die wyn is waarskynlik ou wyn wat ons vir die vorige nagmaal oorgehou het. Daar's niks spesiaal aan dit nie. Dis nie die brood en die wyn wat iets maak nie. Maar die feit dat die Here in 'n besondere manier teenwoordig is hier, en hy sê, hy voed jou. Hy versterk jou geestelik. In die nagmaal kom wys hy vir ons, ek het my liggaam vir jou gegee. My bloed is vir jou gestort. En my genade is vir jou genoeg. En daarom moet ons baie mooi verstaan, die nagmaal is nie 'n beloning vir goeie Christene nie. Dis nie 'n ete vir mense wat uiteindelik nou al die sondes onder beheer het en joh, kyk, ek het nou geworstel met hierdie ding, maar nou het dit onder beheer, nou kan ek hom nagmaal gebruik nie. Dis nie asof jy geen sonde het nie. Dis 'n maaltyd vir sondaars, maar wat besef dat Here, ek kan dit nie regkry nie. Ek het u nodig. Ek kan dit nie alleen doen nie. En dit is presies waarom die Heidelbergse Katekismes in vraag 81 dan vra, vir wie is die nagmaal van die Here ingestel? En dan begin hy nie met die antwoord vir die mense wat sonder sonde is nie. Hy sê, dis juis vir die wat sonde het, maar die wat ook besef dat hulle sonde het. Vir die wat 'n afkeer het daarin, om te sê, Here, ek probeer, maar ek kry dit nie reg nie. Here, ek struikel voortdurend, en ek stry daarteen, maar as ek myself vind, dan het ek nou weer in hierdie selfde struik getrap. En dit stop nie daar nie, hy sê, dit gaan ook Christus se bloed en sy offer was ook meer as dit, ook vir die sonde wat nog gaan aanhou. Want niemand van ons gaan ophou sondig doen. Daar's geen mens op hierdie aarde wat kan sê, ek het geen sonde nie. Ons struikel voortdurend. En is daai mens wat aan die tafel moet kom sit. Die nagmaalstafel is verseker nie hier om te sê, kyk hoe grand is ons. Ons is so heilige mense. Julle mag nie by ons tafel aansit, want ons doen alles reg. Glad. Die nagmaalstafel, kom sit ons hier en sê, my enigste troos is dat ek in die Here behoort. Dis al wat ek aan kan vashou. Dis wat ons by die nagmaalstafel sê. En dis hoekom die nagmaal so kosbaar is. Die Here weet hoe swak jy is. Die Here ken ons. Hy weet hoe maklik ons twyfel.
En dis hoekom hy juist nie net sy woord vir ons gee nie, maar ook 'n sigbare teken om ons te help, om ons te versterk. En wanneer ons hierdie brood eet, en jy proe dis brood, en jy vat daai slukkie wyn, jy proe dis wyn, dan sê die Here dis, dan moet jy weet, so seker as jy weet, dis brood, ken mos brood, jy het mos al brood geëet. En jy proe daai wyn, jy sê, maar ek ken hier is verseker wyn. Hy sê, so seker moet jy weet, dat die Here ook vir jou gesterf het. Dis 'n sigbare teken om jou in die geloof te versterk. Die nagmaal bring jou nie na jouself toe en sê, baie mooi, jy was 'n goeie kind van die Here die laaste week, hier is vir jou 'n beloning, jy kry nagmaal nie. Nee, dit vat jou na Christus toe. Te sê, Here, ek is niks, help. Dan gaan hy aan op vers 17, hy sê, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Paulus sê nie, ek het gemeenskap met die Here nie. Hy sê, ons het deel aan die een brood. Ons deel hierin. Ons wat nou baie is nou een liggaam. Die nagmaal is dus persoonlik, maar dis nie privaat. Lê met dit mooi hoor. Die nagmaal is persoonlik, maar dis nie privaat. Dis persoonlik in die sin, ek kom persoonlik met my geloof na die Here. Dis my saak met die Here moet ek regmaak. En ek kom persoonlik om my sonde te bely. En ek is persoonlik, hou ek vas aan die beloftes wat die Here vir my gegee het in sy woord. Dis so. Maar ek sit nie hier aan hierdie tafel asof dit net ek en die Here in hierdie kerk is. Dis nie net ek en die Here nie. Ek kom as deel van die liggaam van Christus. En dis nie die kerk wat dit besluit het nie. Dis wat hier staan. Ons is nou die liggaam. Hy het die kerk gestig, hy het die liggaam daar gestel en sê, julle is nou deel van hierdie liggaam. En daarom, as jy aansit by die nagmaalstafel, dan is dit ook 'n gemeenskap met die mense rondom jou, jou gelowiges wat jy rondom jou het. En dan antwoord dit ook dalk die vraag wat van u dalk het, waar mense baie keer vir my sê, Dominee, maar kan ons nie maar net nagmaal by ons huis gebruik nie? Kan ek nie maar self nagmaal gebruik, want ek kan ons nou self die brood breek, en ek kan self 'n bietjie wyn skink, en ek kan self die instellingswoorde lees, staan in 1 Korintiërs 11, ek kan dit mos alles self doen. Maar dan kom sê Paulus nou hierso, nee, die nagmaal is nie net 'n persoonlike verhouding tussen jou en die Here nie. En die nagmaal is nie 'n persoonlike verhouding net tussen jou en jou gesin en die Here nie. Dis nie wat die nagmaal is nie. Christus het die nagmaal nie gegee as 'n privaat geestelike oefening nie, wat elke gelowige nou maar kan instel by sy huis en maak wat hy wil nie. Nagmaal is gegee aan die kerk. Dis iets vir die gelowiges, die liggaam van Christus. Dis vir wie dit gegee is. En jy kan maar gaan kyk reg deur die Nuwe Testament, wanneer daar nagmaal gebruik word, dan sal jy altyd sien, die gemeente is saam. Wanneer hulle saam gekom het hulle brood gebreek. Ja, hulle het in huise, ons lees nou, hulle het van huis tot huis gegaan, onthou hulle het huiskerke gehad. Dit was gelowiges wat saamgekom het in huise, en dan het hulle nagmaal gebruik. Hulle het nie op hulle eie nagmaal gebruik nie. Dit is nog nooit die gebruik nie. En daarom is dit ook iets anders. Ek weet baie mense sê, ja maar Dominee, jy het al by mense in huis nagmaal gebruik. Ja, dit is uitsonderlik. Kom iemand na my toe en sê, hierdie persoon is baie siek, of hierdie persoon is bedlend, sal ons asseblief nagmaal bedien? Dan sê ek ja. Maar dan moet jy mooi verstaan die beginsel. Dis nie iemand wat hulle losmaak van die liggaam van Christus en op hulle eie nagmaal doen nie. Dis die kerk, die liggaam van Christus, wat 'n lidmaat kom bedien, omdat hy nie meer hier kan sit, sy nie meer hier kan sit nie. Dis nie losmaking van die gemeente nie. Dit is juist die gemeente wat bedien, net op 'n ander besondere wyse. En dit is in elk geval die uitsondering. Die beginsel bly dat nagmaal is persoonlik, maar dis nie privaat. Ons het gemeenskap met Christus, en gemeenskap met Christus, volgens die Bybel, is ook gemeenskap met medegelowiges in die gemeente waar jy is. Dan kom ons by die tweede punt. Dit sê aan die nagmaaltafel verklaar ons dan aan wie ons behoort. Paulus beweeg nou in vers 18 na 'n voorbeeld uit die geskiedenis, en hy sê daar, het die wat offers eet nie gemeenskap met die altaar. Nou die beginsel wat hy probeer oordra is eintlik eenvoudig. Hy sê,
wanneer daar vleis geëet word, sê maar van die afgode wat geoffer is, dan het jy, dis een ding, maar dis iets anders as jy deel het aan hierdie offers, deel het aan die tempeldiens. Dis heeltemal iets anders. Wanneer iemand 'n godsdienstige maaltyd aan deel het, as jy na die tempel toe gaan, daar waar hulle nou in die afgode geoffer het, en jy aanbid nou saam die God, en dan eet jy die vleis, dan het jy tog deel van hierdie altaar gehad. Jy deel van hierdie rituele gehad. En hy gebruik dieselfde voorbeeld met die Israeliete. Hy sê, het die Israeliete nie ook maar by die altaar in die Ou Testament so gemaak nie? Hulle het hulle offers gebring na die altaar, dan het hulle dit opgeoffer vir die Here, en na die tyd het hulle geëet, so hulle het deel gehad aan hierdie hele ritueel. En hulle het hulle self daaraan verbind en gesê, maar ons hou vas aan hierdie God, wie se tafel ons hierby aansit, by hierdie altaar. En nou gebruik Paulus hierdie selfde argument, en hy verduidelik vir die Korinte iets, hy waarsku hulle. Want die probleem in Korinte was, dat die mense begin redeneer, maar 'n afgod is maar nou 'n afgod. Dit is nie 'n regte God nie, ons weet dit mos. Ons weet daar's net een ware God. En daarom kan ek mos nou na die heidense tempel toe gaan. Maar hulle offer dalk volgende week skaap, né? Skaap is dier, hè? Skaap kos dan. Kom ons gaan saam met hulle nagmaal hou, of saam met hulle gaan offers doen, dan kry ons ook 'n stukkie skaapvleis. Ek weet mos dis net afgode. Maar ons weet wat is die regte ding, en daarom vleis is mos maar net vleis. En dan gee Paulus dit toe, hy sê ja, stem halfpad saam, vers 19. Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is? Of dat 'n afgodsoffer iets is? So hy sê ja, hoor julle? Ek hoor wat jy sê. Die vleis wat jy daar eet, het nie een of ander iets op hom gekry nie. Daar's nie een of ander spirituele besmetting wat met die vleis gebeur het nie. Vleis is vleis. Die probleem is nie die vleis nie. Paulus sê dit inteendeel op 'n ander plek in die Bybel ook. Hy sê, julle kan van die vleis eet. As een van jou vriende nou by die tempel was, want hulle het nou laasweek geoffer, en daar was nou oor gewees van die skaap, en hulle het nou elkeen 'n tapperbak huis toe gevat, met skaapvleis wat nou oor was, en jy's nou die volgende dag daar, en hulle maak 'n skaap toebroodjie, dan kan jy maar daarvan eet. Daar's niks fout met die vleis nie. Daar's nie iets fout daarmee nie. Dit het nie besmet geraak nie. Maar die probleem wat hy sê is, waar sit jy as jy eet? Waarom neem jy deel? Want as jy na die tempel toe gaan, dan buig jy tog voor die God. Jy het tog deel aan hulle rituele. Daar's tog 'n verbintenis daar. Dis nie die vleis wat besmet word nie, maar daar's wel aanbidding wat plaasvind. En dan gaan hy verder in vers 20, en daarom sê hy, nee, maak nie saak of dit nou 'n, so daar's nie regtig gode nie, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat jy nou met duiwels gemeenskap moet hê, met hou nie. So hy kom nou 'n ernstige waarskuwing, hy sê, onthou net agter hierdie heidense tempelaanbidding is daar duiwelaanbidding. Die heidene aanbid nie die ware God nie. Hulle offer aan demone. En daarom dat hy sê, ek wil nie hê julle moet hierdie goed doen nie, want dan offer julle saam aan die duiwel. Julle bring offers aan die duiwel. Nou die Korinteër kon nou sê, maar ek glo tog mos nou nie in dit nie. Daar's mos nie regtig 'n ander God nie. En Paulus sê nee. Jou optrede verklaar iets. As jy in die tempel gaan sit daar, dan sê jy tog iets daarvan. Jy tog deel daaraan. Al sê jy, maar dis in my hart glo ek iets anders. Die punt wat hy maak, is dat die tafel waarin jy sit, het tog 'n betekenis. Dit beteken iets. En dis natuurlik belangrik ook vir wanneer ons in die tafel, in die nagmaalstafel, nou leer ons iets. Want ons redeneer ook, want dit gaan ons oor wat ek glo. Ek weet wat in my hart aangaan. Dit is mos my verhouding met die Here. So, dis 'n persoonlike ding. Maar die nagmaalstafel is nie 'n persoonlike ding, dis nie 'n privaat aangeleentheid nie, soos wat ons die vorige gedeelte gesien het. Dis 'n gemeenskapstafel. Ons sit saam aan hierdie tafel. Dit sê iets. En dan bring dit ons by vers 21, julle kan nie die beker van die Here drink nie, ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en die tafel van die duiwel nie. En hoor hoe sterk stel hy dit. Hy sê nie vir die klomp Korinte, jong, dis nie 'n goeie idee. Dalk moet julle eerder maar nie tempels toe gaan nie. Hy sê, julle kan nie. Julle mag dit nie doen, julle kan dit nie doen nie. Jy kan nie aan die een kant die tafel van die Here sit en aan die ander kant die tafel van die afgode nie. Jy kan nie met die een voet by die Here staan en die ander voet in die wêreld nie. Dit kan nie so werk nie. Jy mag nie.
Dit help ons natuurlik ook iets weer om iets belangriks raak te sien van die nagmaal om dit te verstaan. Want wanneer ons later hier gaan sit en die brood eet en die beker drink, dan maak ons met ander woorde 'n geloofsverklaring. Ons maak 'n geloofsverklaring. Ons verklaar, ek behoort aan die Here. Hy is my Here. Hy is my enigste hoop. En ek wil in gemeenskap met hom leef. Die nagmaal is daarom ook 'n vorm van belydenis. Nie belydenis dat ek hier kom sit en sê, ek het geen sonde nie en ek is nou rein genoeg om op my eie te kom aansit aan die tafel, glad nie. Maar 'n belydenis dat ek nie vrede maak met my sonde nie. Daar's 'n groot verskil daar. Iemand wat worstel met sonde en sê, Here, ek is jammer, ek het alweer geval, ek is alweer skuldig. En iemand wat sê, wel, dis nou maar hoe die lewe is. Ek leef maar so, dis maar wie ek is, en ek is maar so gemaak en gelaat staan. Die eerste persoon sê, ek het Jesus nodig. Die tweede ene sê eintlik, ek wil hê by die Here gee, ek het vir my die seëninge gegee, maar ek gaan leef as ek wil. Ek gaan nie my lewe aanpas daarby nie. En dis die teenstrydigheid waarteen Paulus die gemeente ook waarsku. Hulle wou aan die tafel van die Here sit, maar hulle wil met die ander voet by die tempels van die duiwel staan. En hulle wil al twee kante hê. En dis wat hy sê, die Here duld dit nie. En daarom die laaste punt sê ons, daarom moet die nagmaalstafel dan ook heilig gehou word. Die laaste versie sê, of wil ons die ywer van die Here opwek, is ons miskien sterker as hy. Ek vra twee vrae. Wil ons die ywer van die Here opwek? As ander vertaling sê, wil julle die Here nou jaloers maak? In die sin van 'n positiewe jaloesie. Hy sê, ek het julle gekies as my kinders. Ek deel julle nie met ander mense. Julle is myne. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here en dan hierdie goeders doen nie. Dit werk nie so. Sê, as jy my kind is, jy my kind. Hy gryp eintlik terug na Deuteronomium 32, want dis presies wat die Israeliete gedoen het. Hulle het offers gebring aan die ander gode ook. Want hulle het gedink, kom ons offer vir die Here, maar hier's nou ander gode, dalk is kan hulle ook vir ons 'n paar voordele bring. So kom ons offer vir hulle ook. En nou het hulle hierdie aan al twee kante die brood gebotter gehad. En dan sê hy, nee, jy behoort aan die Here. Dis dit. Moenie hom kwaad maak nie. Dis hoekom ek vra, wil julle nou die ywer van die Here opwek? Wil julle die Here nou kwaad maak? Dink julle is sterker as hy? Bedoel dit, dink jy regtig dat die heiligheid van God hierdie dinge sal toelaat? Geliefdes, dis waarom ons die nagmaalstafel ook heilig moet hou. Weereens, nie omdat ons sê die brood en die wyn is iets bonatuurliks nie, maar omdat dit die tafel van die Here is. Dis sy tafel. Dis sy evangelie wat hierdeur verkondig word. Dit verklaar gemeenskap met hom. En daarom mag die kerk nie met hierdie tafel maak soos ons wil nie. Dis waar vraag 82 van die Heidelbergse Katekismes inkom, wat vra, moet mense ook aan die nagmaal toegelaat word waardeur die belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig of goddeloos is? Die antwoord is nee. Hoekom nie? Want hulle ontheilig die tafel van die Here. Hulle ontheilig die verbond. Ons ooreenkoms met die Here word seer gemaak deur hierdie onheilighede toe te laat. En let op die woorde wat hy gebruik, belydenis en lewe. En die kerk kan nie mense se harte sien nie. Die ouderlinge raad wat met toesig hou, weet nie wat regtig in jou hart leef nie. Hier kan mense vanmôre sit en sê, ja. Hulle glo dalk glad nie. Ons weet dit nie. Ons kan nie met opregtheid sê, ja, hierdie persoon is definitief 'n kind van die Here en hierdie is definitief nie. God alleen ken die hart. Maar hy sê die kerk moet tog toesig hou. Want mense sê goed en mense doen goed en die twee goed moet met mekaar uitkom. Ons moet kan sien, ja, hier bely hulle dit en hier leef hulle so. En daarom, as die kerk sê die nagmaalstafel is dan geslote, dan sê ons nie daardeur, hoorie, ons is nou die beste, en ons is reg, en ons is skoon, en ons is dit en dat. En die ander mense wat nou nie in ons kerk is, of van ons kerk af is, of wat nou besoekers is, nee, hulle is nie kinders van die Here nie, glad nie. Die kerk sê net dood eenvoudig, ons het 'n opdrag. En ons manier om dit prakties uit te voer is, ons hou toesig oor die nagmaalstafel op die wyse, dat ons sê, dis vir die gemeente, reg, gemeente, julle kan aansit by die tafel, en as jy dalk besoekers is, kom praat net met ons, dat ons kan hoor, wat bely jy? Wat sê jy? Is jy 'n kind van die Here? Hoe leef jy? Is jy regtig kind van die Here?
Ons ken nie noodwendig almal wat hier instap nie. Ons kan nie op grond van net 'n belydenis sê, ja, hier is iemand wat sê hulle glo nie. Kyk hoe lyk ons land. 73% van mense in ons land sê ons is Christene. Regtig? Maar, vat ons eie gemeente. Uit 'n gemeente van oor die 400 sit hier vandag 180. 180 uit 400. En jy sê jy is 'n kind van die Here. Maar jy kan nie die tafel van die Here na toe kom waar hy jou seën. Nee, wat ek sê vanmôre is daarvoor. En dis hoekom ons nie net enige iemand op die woord kan vat nie. Want ons weet nie wat in hulle lewe aangaan nie. En daarom vra ons vir mense, moenie kwaad word as ons vir jy sê, asseblief, moenie nagmaal gebruik nie. Ons dink jy is die duiwel van die kinderbybel as jy nou van 'n ander gemeente af is nie. Dink jy sleg van jou nie. Dink jy ons is beter as jy nie. Ons het dood eenvoudige verantwoordelikheid teenoor die Here om hierdie tafel heilig te hou. Want wanneer ons iemand saam aan die tafel ontvang, dan sê ons verklaar hier saam, ons is kinders van die Here, ons is afgesonder, ons is die Here se. En dan moet dit geld natuurlik vir ons lidmate ook. Waar is die ander 220 vandag? Och nee, die kerk gaan vol wees. Daarom kom ons nie. Vir die gemak bly ek eerder by die huis. Maar ek wil net asseblief tog net nie die seën van die Here ontvang nie. Want net nou sit ek te naby aan hom. Ons gemeente is siek. Ouderlingraad hoor dit. Die helfte van die ouderlinge is nie. Nou ek glo die meeste van hulle het daarom verskoning gemaak en is iewers weg. Waar's die kerkraad? Waar's die ouderlinge? Waar's die gemeente? Ons moet hierdie tafel heilig hou. Maar dit was lekker. Gaan maklik. Die sonde, niemand van ons is sonder sonde. Verstaan my reg. Maar wat doen ons met ons sonde regtig? Wat doen ons regtig met ons sonde? Kom ons regtig na die Here toe en sê, Here, hier is ek is skuldig, jammer. Hier is my sonde, vergewe my. Of is dit dan? Gaan maar aan met ons lewe en volgende week sal ons maar weer doen ons maar net wat ons wil. En weer eens is twee heeltemal verskillende dinge. 'n Swak gelowige wat in die sonde val en sê, Here, help my. Is welkom aan die tafel van die Here. Dis hoekom die tafel daar is. Dis juis om jou te versterk in jou geloof. Dis juis vir jou sondaar mens. Maar iemand wat openlik sê, ja, ek is kind van die Here, maar ek gaan nie dit doen nie en ek kies daai en dis vir my gemakliker so en ek maak so en ek maak sis. Ek steur my nou nie verder aan wat die Here nou gaan sê oor daai goedjies nie. En dan gebruik ons maklik die verskoning, ja, maar dis die kerk se reëls. Nee, waar kom die kerk aan die reëls? Hier staan dit. Ek en die ouderlingraad kom nie by mekaar en sê, wat 'n moeilike reëls kan ons nou vir die klomp mense uitdink dat hulle kan struikel en val nie. Die reëls van die kerk kom uit die Bybel uit. Dis waarby ons hou. En as ons dit nie kan hou nie, dan kan jy nie aansit by die tafel nie. En dan moet die kerkraad sê, jammer, jy sit nie aan nie. Al is jy lidmaat, jy kan nie hier aansit nie. En dis nie liefdeloos nie. Dis juis liefde. Want as jy vir iemand sê, ag, toe maar, jy's pragtig, hoor, jy's mooi net so. Ag, bly net so. Kom ons kap jy op jou ruggie en ons vryf jou windjies uit en jy kan net so bly en doen net wat jy wil. Jou saak met die Here is reg. En eintlik is jou pad na die hel. Liewe broer en suster, dis mos nie liefde nie. Ons kan nie so leef nie. Ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie maak of dit maar net oukei is om elke 1 keer in 'n maand hier uit te kom of 2 keer 'n maand en die res van die tyd maak ek net wat ek wil wanneer ek wil en dan wil ek by die nagmaalstafel kom aansit. En sê, nee, nou ontvang die seën van die Here nie. Dit kan nie. Geliefdes, hoor vanmôre, as ons sê die nagmaalstafel is geslote, moenie dink aan uitsluiting nie. Dink eerder dalk net daaraan dat die tafel nie bewaak word omdat Christus se genade klein is nie, maar die tafel word bewaar omdat God heilig is. Dis 'n heilige God. Jy kan nie met hom speel nie. Hy sê daar, wil ons die ywer van die Here opwek. Dink ons is sterker as hy.
Dink jy regtig jy kan maak wat jy wil? Jy gaan nie. En ek sê dit nie om te beklei vanmôre nie. Asseblief, ek is net so groot sondaar soos julle. Ek sal nie hier voor en sê, ek is nou die heilig nie. Ek wil nie hoor, daar's fout. Daar's fout in ons kerk. En ons kom nou weer na die nagmaalstafel toe. Om nie dink omdat alles nou aangaan soos wat dit aangaan, dat my lewe, nee, dis maar net hierdie pat op die back soos die Engelsman sê. Dis fout. Ons kom na die Here. Ons gaan vanmôre hierdie brood eet, beker drink. Neem asseblief nie wonder of is jy goed genoeg of is jy nie. Jy is nie goed genoeg nie. Nie een van ons is nie. Nie ek nie, nie een van ons. Nie een van ons is goed genoeg. Maar dis hoekom ons na die Here toe. Dis hoekom ons uitroep, Here, asseblief wees ons genadig. Here, hoor ons as ons vanmôre hier aan die tafel sit. Wees ons genadig. Dis nie my tafel nie. Dis nie die ouderlingraad se tafel nie, dis nie die kerkraad se tafel nie, dis nie Hoedspruit gemeente se tafel nie. Dis die tafel van die Here. En daarom kom ons met ootmoed en met geloof, met berou, maar ook met vreugde. Dis ook vreugde. Want dieselfde gasheer wat vir ons hierdie tafel voorberei, is ook die een wat ons genadig is. Hy is die enigste wat jou kan help. Amen.